Halleluja en 'n hartlike goeienaand en welkom hierso by die Botterivier Hotel waar ons reg staan vir 'n Sanlam, 'n Boland Rugby Derby Day tussen Botterivier en Caledon. Ons is in die Oeverberg en enigiets is moontlik wanneer jou voete insit in die Oeverberg. Waar hy eenheid is, for there the Lord bestows his blessing. Verstaan jy wat ek sê? Amen. So vanaand wil ek vir julle sê dat die Here gaan sy seën op hierdie ding sit. Maar ons kan nie sonder die Here begin nie. Die Here gaan sy seën op hierdie gebeurtenis sit. Goeienaand almal, welkom by die grootste derby lons in die Boland. Vir die wat nie weet nie, speel ons die 2 Augustus teen Caledon in ons Derby Day op Botterivier, nie Mafia Parkie, Botterivier. En vir die wat nie weet nie, Botterivier het vir die eerste keer in die geskiedenis van die groot uitdaging vir Caledon gewen op Caledon en in alle geheel. En ons het gewen 17-7. So ek dink die enetjie hier by die huis gaan Caledon kom vir ons. So hier is baie trots dat hier vloei in beide clubs. En as hulle die veld gaan vat, dan kan ek julle garandeer, dit gaan 'n harde game wees. Maar ek haal my hoed af en ek wil vir Caledon en vir Botterivier sê, veel geluk op wat julle bereik het hierdie jaar en alle sterkte vorentoe. Botterivier, as julle ons gaan representer in die top 12, definitief staan ons agter julle. Ek dink almal gaan julle ondersteun, ongeag wat. Ons het ook gaan kyk na wat is volhoubare klub rugby in Boland en ook in Suid-Afrikaanse rugby. En ons het in diepte gaan beraadslag. En ons het seker verstellings gedoen binne in die bestuur. Ons het die finansiële gedeelte van die klub het ons 'n bietjie versterk. Ons het die afrigters 'n bietjie versterk. En ons het toe besluit tot hiertoe en nie verder nie. Dat ons gaan hierdie jaar voluit gaan. Yes, reg, Lucen. It's something new for me. I'm a businessman and I love to create opportunities for people to become better. So ek sien hierdie as 'n projek, as 'n geleentheid vir my om my vaardighede te deel met 'n gemeenskapklub. Dit was nie maklik nie. Coach Hussel, eendag lig hy ons beker op, die volgende dag sê hy totsiens. So dit was vir ons nie 'n maklike tyd, veral reg aan die begin van my termyn van so 6 maande nou nie. Ek is bly die Chase sit langs my, want hy is 'n bietjie groter as ek, want al die shots wat so die kant toe kom, ja. Hy het dit miskien kan blok. Pastor is op het vandag, ek likes dit. But it's been a good season. One loss, ons gaan nie weer verloor nie. En yeah, other than that, good season so far. Ek het nog verloor in Botterivier. Ek gaan nie nou verloor nie. Dan kan ek dit nou al garandeer. So ja, nie van ons kant af, van Caledon se kant af wil ek regtig sê baie dankie vir Hussel. Dat hy daar was. Ons is nou besig om 'n reg te ruk wat reg moet geruk word. Onthou ons het groot name verloor aan Safkolos en manne verloor aan Botterivier, manne verloor aan Houston. Kyk, ons is die provider van die Oeverbergstreek. Dan kan jy nou al guarantee, dis Caledon. So al wat ek kan sê is sterkte vir Botterivier vir die 2 Augustus, sterkte vir hulle vir die seisoen. Ek haal my hoed af actually vir hulle, want onthou as jy kyk na die history, gewoonlik was hulle onder, nou is hulle bo. So ek is bly vir hulle. Dis 'n dorpie wat baie mooi, hoe kan ek sê, hulle het gaan plant, hulle het mooi gewerk, die blommetjies bloei nou. En ek het 'n different journey as Feigen gehad, jonger manne wat ons moet leer, om op 'n hoë vlak te speel van rugby. En die ouens, ek moet sê, die ouens kom mooi deur. Waaraan skryf u die suksesse van Botterivier hierdie seisoen toe? En bygevra, wat is die storie met die sout? Ek dink die sukses van Botterivier word toegeskryf aan jare se harde werk agter die skerms wat nou besig is om vrugte af te werk. Julle is die rede hoekom ons speel, hè? Ons wil vir julle 'n sou opsit. Hoopelik stel ons nie teleur nie. Kom ons kom geniet die dag, die 2 Augustus hier op Botterivier. Dis altyd 'n lekker dag op Botterivier. Lucien, as julle daar kom, mag julle gaan sien. Die kant van die veld is net Caledon, daai kant is die Rastas, daarom is die poppers, daar is die manne wat uitkat. Pastor, ons gaan party hou, ons gaan kerk hou, ons gaan lekker bebraai, ons gaan alles doen. Rainbow Chicken
gaan ons braai. Maar baie dankie en ons sien regtig uit om vir Caledon te huisves. Die Ooit kan sê, speel lekker, of dit op TV, of dit op TV. Stuur vir my die Springbokke asseblief. 2 Cavaliers is te min. Bring hulle almal. Moenie vir my bang praat nie. Kom pad toe. Halleluja, welkom en goeienaand. Ons is aan die pad, maar ons is nie in enige pad nie. Ons is in die Oeverberg. Ons is by die Bot Rivier Hotel en kom ek sê vir julle wat. Die canoulas is besig om te blossom soos wat hier na toe ry. Is geel die landerye en ons is ryp vanaand vir 'n goeie aand van Club Rugby, van Boland Rugby en ons wil verseker vir jou wat by die huis is, deel maak van vanaand. So ons is in die pad en gelukkig vanaand is ek nie alleen nie. Ek het natuurlik 'n paar manne en natuurlik 'n dame saam met my. Net vir ingeval ek 'n tackle slip, kan hulle natuurlik opmaak en regmaak. Natuurlik Anko Pettas, Davy Lawrence en natuurlik Nicole Jarvis. Ons gaan begin daar by Anko Pettas. Anko Pettas, vertel ons eers 'n bietjie, hoe gaan dit met jou? Die blinkkant bly nog steeds bo. Ja, sê al die lieflike mense wat ons hier het van die Oeverberg. Met my Anko Pettas gaan dit altyd uitstekend. So ek klaar nie. Die genade van die Here is nog steeds goed. Halleluja, dit bly goed en dit bly getrou. Davy, jou kant my maat, jy lyk asof jy reg is vir 'n lekker aand van rugby. Lucien, goeienaand aan die kykers by die huis. Die mense hier so by die Bot Rivier Hotel, waar ons vanaand is. Lieflike atmosfeer wat vanaand heers, Lucien. Ja nee, interessante week wat verby is. Lucien, klomp drama, Sondag, Cavaliers, wat ons tot op die punte van ons stoele gehad het. Ek het nie meer naals oor nie. Lekker week gehad, Lucien, en dan natuurlijk ons transfers het op die einde gekom. Gisteraand aansoeke vir transfers. So dit is op die einde. Laaste manne is deur nou, Lucien. Maar vanaand propvol program hier so. Ons het nommer 1 en nommer 2 in die Oeverberg hier so. Grabouw. Safkol van Grabouw. Ja. En dan natuurlijk die tuinspan Bot Rivier. Ja, nee, verseker. Propvol aksie vanaand. Jy kan verwag 'n paar lynbreuke moet gebeur. Nicole, jy gaan reg wees om haar laaste man van verdediging te wees om seker te maak die oppositie drukkie 3 vanaand. Goeienaand aan al die kykers en almal wat vanaand obviously ingeskakel is. My mede-presenters en dan ons live audience, Lucien, what a time to be alive. Lekker om hier te wees en ek kan van Bot Rivier Oeverberg. Altyd koud as ek hier is, dit is asof ek die reën en die wind en die goed saambring. Wanneer ek hier is, maar altyd slaggereed, Lucien. Altyd slaggereed en omdat sy slaggereed is, vat ons ou deur hy 80 minute is te min. Jy weet, Maakpontheid is druk aan die regterkantste hoek. Ons drop goal 80 minute op die horlosie. Cheetahs wou nou nog
die game moes afgeblaas gewees het. Maar 80 minute nie kon so waarlik te min. Hulle skop die bal af. Cavaliers begin weer rugby te speel. Ons speel tot binne die gebied en ons gaan wen hy rugby game. Beskryf net hoe was hy gevoel vir jou? Jy was letterlik daar op die veld gewees. Lucien, as jy praat van letterlik, ek was letterlik amper saam met Xavier in die lyn om op pad om te hardloop. Ek hoor nog hoe skree die mense op die laaste minute. Nee, gaan vir die draw. En ek sê nooit kan ons vir die draw gaan. Ons moet gaan vir die wen. Yes. Maar dit was soos ek sê exciting. Dit was nerve-wracking en ek dink die Cavs het ons weer eens laat besef rugby is nie klaar voor hy eindvlekkie nie blaas nie. En dit was 'n weerspieëling van 80 minute is regtig te min vir die Cavaliere. Ja, 80 minute. Davey, van jou kant af my maat, jy's 'n man wat goed is natuurlik voorspel. Jy's 'n man wat goed is voor die tyd wil afreken. En jy het altyd 'n opinie en 'n mening oor 'n rugbywedstryd. Wat maak jy van die werk wat natuurlik agter die skerms ingesit word deur die hele Boland natuurlik van die bestuur af al die pad deur en die Cavaliers wat hy werk op die veld gedoen het Sondagmiddag. Weet jy Lucien, vir ons wat elke dag in die omtes is en te sien hoe hard werk die ouens, nie net in die gym op die oefenveld, maar soos Avies nou die ander gesê dit begin nie net by die spelers nie. As jy kyk die supporting staff, Mr. Mo, Abraham, Manzile, dit is die ouens by die veld wat die veld voorberei, wat sorg alles is reg en gemaklik vir die Cavaliere om hulle ding te doen en natuurlik die ouens werk verskriklik hard op die oefenveld. Jy het hulle 'n paar keer kon inloer. Elke dag lekker besig en dit wys net hoe fiks hulle is. Nou net genoem, klink soos 'n cliché, maar 80 minute is te min vir die Cavaliere gewees. En wat hulle sê mos 'n fikse span is 'n slim span. Hy bly dink. Hy bly dink. Maar ek moet sê die werk wat Avies en die manne insit met die Cavaliere self, dit werp vrugte af en ons kan nie wag vir Sondag nie. Nee, ons kan nie wag vir Sondag nie. Anko Pettas, jy het gesien op die huidige oomblik, kyk wat gebeur het Sondag was 'n onvergeetlike dag van rugby gewees in die Boland gewees. Ek bedoel die hoeveelheid mense wat opgekom het, onverwagtelik natuurlik. Nou moet hy terug na die drawing board toe gaan want ons was dalk nie so voorbereid gewees vir jy weet 6000, 7000 mense wat na die rugbyveld toe gaan kom nie. Onmiddellik het die manne alweer van Maandag, Dinsdag ingespring om seker te maak ons is slaggereed vir die 10de Augustus wanneer die Leeu's uitsteek op Boland Rugby Stadion. Ja, Lucien, daar was so 'n paar klein dingetjies agter die skerms wat van die oog af miskien reg gelyk het, maar ons het die week 3 briefing session gehad, management en van die bestuurslede. Toe het ons gaan kyk wat foutief was en waaraan kan ons werk sodat die mense nie in lang lyne hoef te staan nie en dit is hoekom ons online gaan waar jy kaartjies kan koop en dan jou klub benoem en jou klub kan 10% eis van die geld. So ons raai mense regtig aan om die online kaartjies vir die Lions, dit is al beskikbaar. So jy kan dit online koop, jy hoef nie dan in 2 lang rye te gaan staan nie. So en allerlei tipe goed wat ons gevoel het waar ons kan verbeter, het ons nou al begin te aanwerk. So ons het 2 weke kans om dit uit te sort. So hopelik gaan alles vlot verloop met die Lions en met die Bulls game. So ons sien uit daarna. Ja nee, verseker Anko Pettas gaan dit vlot verloop. So wees ook op uitkyk vir hy natuurlik vir jou klub. As jy aanlyn natuurlik 'n kaartjie gaan koop, ons het sopas die stats geshare op die Boland Rugby Unie se Facebookblad Roses United wat 230 kaartjies verkoop het, 270 kaartjies verkoop het, wat beteken hulle klub kry dan natuurlik R2700 cash kontant. Ek dink dit was Wellington geweest wat in die tweede plek was met 93. Hy's R930 en dan natuurlik as dit Hillcrest en Newtons. As manne wat naby ons wil graag sien die ander spanne van ver en wyd en suid. Jy weet ploeg ook in en kom support die Cavs. Maar nietemin vol show vanaand. Ons gaan hierna natuurlik gesels met die IBI wat vanaand op die show is, het vir Marco Lucas natuurlik hierso uit die Oeverberg het saam met Patricia Foster en Leon King. Ons gaan lekker rugby gesels saam met hulle en daarna weet ek julle sien baie uit om vir Dimitri Jacobs en natuurlik vir Wilfred Herman te sien. Lekker kop aan kop, lekker gesels, lekker banter en dan het ons ook natuurlik die 2 kapteins van die 2 spanne wat die manne wil sê alreeds gekwalifiseer het vir die top 12 vygenslinger van Botterivier en natuurlik Benjamin Dwai van Safkol United. Wees ingeskakel en wees verseker om in te bly. Ons gaan 'n lekker aan van rugby hê, lekker saamgesels hierso
Bottervier by die Bottervier Hotel. Maar ons gaan gou vinnig vir 'n Woema Connected Moments gaan en wat beter as hy wen 3 van Donovan Don die naweek hierso vir die Kavas teen die Cheetahs. Eerste geleentheid. Forsten tref die bal laag, ken die kondisies. En daai is reg deur die pale Lucian. Om te kyk wat hy kan maak. Goed verhanteer. Leal Julian weer eens en hierdie keer as dit Dis hy man wat afstaan met die Skara wat lekker saamgesels, maar die heel agter Clint Dixon aftrek wat goed is vir Stanford, goeie werk. Afrika. Julian, as hy daar. Afrika. Philander, vinnig aan het 2. Hulle is aan die buitekant Isaacs. Nou is hy vir gevaar op Pretorius. Hy is oor die lyn. Pino Pretorius. Mare. Titus. Dixon. Kleinsmaat. Chad Kleinsmaat. Manne wat liggaam op die spel sit. Afrika. Philander. Langer Gerber wat vir die Oranje skep gaan. Hier's Gerber. Sit 'n skop in die jaar. Nou sit regter. Die kaptein regter in die eerste man. Gaan die dispuut Tino Swanepoel. Verloor die bal. En is opgetel. Dis Dixon. Nee, die eerste helfte geskop hier. Isaacs wat in die eerste helfte geskop het. Hier kan net weer jaag. Philander wat geen fout. Moet die doelskop halen te maak hier. Nou is dit weer Stanford wat getik en speel. Hier kom Visser weer eens. Wat man as 'n liggame toets. En hy is oor Stanford. Steekskopie wat deurgesit word. Nou is daar aan die buitekant vir Isaacs. Isaacs wat sy bal afstap. Yes, Stanford. Hulle is in. Uitstekend. Vir Hoste in die plaatjies. Nou is dit Hunter. Maar wat aanvlieg, maar Hunter. Die kaptein. Cornelius. Wat sy kop gaat moet plat trek. Bal wat terug. Uitswaai. En is deur. 17. Wat Titus te kry. Titus is nog 'n geweldige druk gesit. Dan sit Plaatjies wat probeer die bal met sy voet bemeester. Bal wat wyd gaan vir die ander Isaacs. Oh, goeie uitslag. En as die bal van Natal. Tatoi. Hy gaan afraad. Wie gaan eerst Abias? Is aan die son. Goed gedoen deur They have another penalty advantage. This is heroic from the Boland Cavaliers, and clearly Mostert looks for the cross kick. Heading towards the corner, Donovan Don wants it, and here's the try! What an unbelievable finish. They have worked field position from 10 meters from their own line. Following the restart, they've stayed patient, they've kept the ball alive, they've kicked for the lineouts, and they have their reward. Some brilliant tries scored, a bonus point. Daai was sommer die highlights van die Houston wedstryd. Natuurlik wat hulle die naweek teen Universal Stanford gespeel het. Hierso in natuurlik in Houston in die Oeverberg. En dan was dit ook die Woema Connected Moments wat Donovan Don uitstekende 3 gedruk het wat ons nooit sal vergeet nie. Daar aan die linkerkantste hoek daar van die Boland Rugby Stadion. Maar nietemin, ons het natuurlik ons Boland IB vroeg in die show en ons gaan vir hulle natuurlik. Hulle het geen bekendstelling nodig en natuurlik Patricia Foster, Marco en Lucas, Leon King. Ons begin by jou Patricia, het jy 'n mikrofoon? Werk jy nee? Patricia kan by jou begin. Patricia gesels saam met ons. Hoe gaan dit met jou? Ek het jou nou in Weliersdorp opgetel. Weliersdorp staan nog daarom en dit lyk asof dinge asof blossom is. Ja, goeienaand almal. Naand Lucian. Met Patricia Foster gaan dit goed. Daar's die klagtes hier. Soos wat ons vroeër genoem het by mekaar. Sou ons kla van wie kla ons of van wie skinder ons, né? Jy skinder net van jouself. So met my gaan dit baie goed. Ek het nou vanaand het ek met Zani gepraat. Zani sê sy beker loop oor. Ek stem saam met hom. My beker loop oor. Dit is al. Ja. As ons kom by Lucian,
dan moet ons onze woorden achter elkaar krijgen. Onze woorden moet reg wees. Ik wil glad die strikker oor my tongie. Ja, nee, verseker. Mike's, jy natuurlijk 'n klip gooi hier vanaf al die pad van Hermanus af Atlantics. Doen goeie dinge op die huidige oomblik. Lyk asof hulle opgaan. Hoe gaan dit met jou en ja, dinge lyk vooraanstrewend aan Hermanus? Goeienaand, Lussen. Goeienaand, Nico. Goeienaand al die kykers wat ingeskakel het. Eerstens wil ek dankie sê vir die geleentheid vir Prins Benny en dan Mr. Vice Petmaran en dan ook die uitvoerende bestuur. Nee, met my gaan dit Lussen baie goed. So ek kan nie kla nie. So ons kyk hoe die jaar loop. As ons spesifiek moet praat van Atlantics, hulle doen goed. Soos hulle sê, hulle speel met hulle huiskinders, maar dit gaan. Verseker Atlantics se span om dop te hou, maak ook natuurlik op die DK. Ons praat met Leon King Media van Boland Rugby Unie. Lekker om in jou tuisplek te wees, Leon. Nou is jy in die mix en jy saam met ons en net 'n lekker glimlag aan jou van jou familie en jou gesin is ook almal hier so kan sien dit gaan goed met jou. Ja, goeienaand Lucien, julle almal goeienaand kykers en die mense hier vanaand teenwoordig. Dis 'n groot voorreg om hier te wees. Jy sê is met Tuisdorp is, dit is nie met Tuisdorp nie. Klappooi. Dis 'n klappooi hier vanaf weg. Ja, dit is 'n groot voorreg om hier te wees vanaand, Lucien, 'n bietjie met die crowd te kan wees. Dis die eerste aan wat ons hierdie ding live doen met mense wat vir ons kyk. So dis 'n nuwe aanpassing vir ons, maar dis die levels waartoe ons beweeg by Boland, you know. Die Cowboys wen weekliks, so ons doen goeie goed. So ons moet ook daar kom waar die Cowboys is. Ons sal klaar daar. Nicole, ja, Naan, baie dankie. Pres, Wys, al die manne. Ek moet sê vanaand, Lucien, Safkol vra vir my daar by die tafel, Pema Thuis vra vir my om vir hulle guns te doen môre. Dis so Calydon vir Botta klop. So ek weet nie wat 'n guns is daar te doen is nie. Ja, ek moet maar speel vir homself môre om te kan bepaal wie gaan hierdie Overberg liga vat. Ja, ek hard die ding bietjie vooruit, maar as die kamera kan optel in die voorkant, staan hier 2 bekers van Dimitri, die Overberg, die Overberg groot dit daar, beker wat hulle gewen het, ja, die liga. En dan ook die tweede span se beker. So ons sien uit na uitstekende aan vanaand. Ja. Dankie. Nicole, jy's ook altyd slaggereed en ek weet jy sien uit om natuurlik bietjie die breins van die IB te prikkel vanaand. Definitief Lusen en soos jy gesê het, altyd sleg gereed en ek kan sien dat ons IB-lede is natuurlik reg, soos Antipet sê, ons moet altyd op ons voete wees wanneer dit by Lusen kom, want hy glo nie aan 'n skrippie lê en so. Ek sal hier sit met my skrip en dan Antipet, ons gaan eers begin. Ons is in Vroue Maand en u is natuurlik die IB-lid wat u portefeulje het natuurlik ons Boland dames dra dit onder en ek wil net vir Antipet vra met Vroue Maand wat nader, hoe kom Boland as Unie die ondersteuning van Boland vir vroue rugby? Dankie Nicole. Ja, weet jy, as ons nou praat in terme van groei, nee. Ek het vroeër vandag met iemand gepraat, juis oor Boland, toe hulle nou sien ek is reg vir Boland. Toe hulle nou sien wat ek aan het. Dis reg om op te dra. Yes. Hulle vra van my waar staan Boland en hoe gaan dit met die vroue en so. Wat ek eintlik vanaand kan sê vir die kykers, waar ons vanaand staan met die vroue, waar die vroue vanaand is, kan ek sê ons is nie waar ons wil wees nie. Of moet wees nie, maar ons is ook nie daar waar ons was nie. So, ons het 'n great groei, ons gaan aan, vir die wat die vroue follow. Ek was nou die dag was ek saam met die dogters in Johannesburg gewees, onder 16, onder 18, en soos wat ek ook vroeër ook genoem het, dit is waar het begin. Ons moet kyk na ons dogters, en dis waar ons gaan oes vir ons dames. Ja. En as ons die fondasie reggooi by ons dogters, dan sal ons baie goeie results kry. So ja, ek dink ons het daar begin en almal weet waar ons staan met ons dames. Almal ken die geskiedenis. So ja, ons groei. Antipet, wat kan ons klubs natuurlik, ek weet ons het omtrent 8 vroue klubs in die Boland. Wat kan ons klubs meer doen om vroue te ondersteun? Ek weet van die dames is natuurlik werkende dames wat vir Boland dames speel. Wat kan die manne natuurlik vir ons vroue doen om ons te ondersteun en om meer deel te maak van hierdie manlike sport wat ons so liefhet? Dankie Nicole, dankie vir die geleentheid man. Weet jy, as ons praat van groei in terme van hulp van die man se kant af of die klub se kant af, hulle kan vir ons help met
ek wil nie van finansies praat nie. Ek wil nie van finansies praat nie, maar kom ons begin sommer daar. Finansies, kyk, die 7 klubs, ons is eintlik ons is 8, maar op die stadium vir die jaar is ons 7. En soos wat ons ook maar altyd hoor en praat onder mekaar, dit gaan 'n bietjie knyp, dit gaan 'n bietjie broekskeer en so, want funksies moet gehou word, hulle moet travel en so. En ons mans natuurlik, die mansklubs het nou al 'n voetjie voor, 'n treetjie voor. So as hulle miskien kan kyk om vir ons te help in terme van finansies, klink bietjie net so bysit en so, met ons vervoer en so. Dan wil ek ook vra, soos in vir ons help met die bevordering, coaching. Ons het coaches, maar ons maak nou nog staat op ons manlike coaches, sag gesê. Ons wil baie graag hê die vroue moet shadow, hulle moet shadow by die mans, sodat ons kan meer groei, want ek wil baie graag, en soos wat Sarah ook verwag van ons, dat ons meer coaching staf in ons vroulike geslag het. So ja, hulle kan vir ons daar help, finansiëel, hulle kan vir ons help met oefenkampe, hulle kan vir ons help met idees. Ja. Daar is so baie, is 'n paar wat ek maar op kan noem. Soos Antipet nou reeds sê, bedoel met die ondersteuning, sal Antipet sê dat daar van die vroueklubs dan met die man saam oefen, of soos Definitief, jy sê, soos 'n toernooi? Definitief. As hulle, kyk soos die mans, daar is van die vroue klubs, wat soms saam met die mans oefen. Maar kyk, ons sal dit graag meer wil hê, dat hulle ook 'n bietjie verdraagsaam saam met ons wees. Onthou, ons weet hulle poog na eerste en tweede, derde lê, maar dat hulle ook 'n geduldige bietjie saam met ons kan wees om net vir ons om te onderskraag in die te omarm om vir ons aan die hand te vat. Jy weet so, dan sal ons ook meer groei of beter groei. Ja. Net 'n laaste vraagie, Antipet. Vrouemaand is natuurlik hier, ons is op die 1 van Augustus en gewoonlik gesinsgeweld is maar op ons sosio-ekonomiese omstandighede is maar altyd daar. Soos jy nou genoem het, ons wil ondersteuning hê, nie net by finansies nie, maar ook ons emosionele ondersteuning vir vroue natuurlik wat deel vorm van Boland Rugby. Net so 'n laaste woordjie aan, hoe sien u die vroue in Vrouemaand? Ja, Nicole, weet jy, ek het eintlik 'n boodskap vir ons vroue rugbyspelers. 'n Boodskapie wat ek neergestippel het. In Augustus maand vier ons nie net krag van vroue nie. Ons vier hul moed. Hul veerkragtigheid en hul plek op elke speelveld. En al die vroue in rugby, julle is nie net deel van die spel nie. Julle verander dit. Julle breek grense. Definitief. Julle bou toekomsdrome en inspireer 'n nuwe generasie. Mag julle altyd hard draf, sterk speel en trots staan. Op en van die veld af. Hierdie maand en elke maand daarna sê ons, dankie. Hou aan veg, hou aan wen. En dis my boodskap vir ons vroue rugbyspelers. Beautiful. Hou aan veg. Hou aan en blye vegter. Suspet, lekker mics, lekker om vir jou natuurlik hierso vanaand te hê. Jy natuurlik op die DK, jy moet 'n man van aangesig tot aangesig kyk wat 'n klag teen hom het of wat 'n klag kom maak. Vertel ons net 'n klein bietjie rondom jou portefeulje op die IB en ja, vertel ons bietjie hoeveel klagtes was daar nou al deur, hoeveel rooi kaarte en hoe lyk die dissipline in die Boland op die huidige oomblik as jy so moet sê. Ja, dankie Lusen. Lusen, ek is die DK se portefeulje oor, so ja. Ek het nog heeltyd so agter die skerms gewerk, maar vanaand is ek bietjie op pad. So ja, ek is hier so. Ja, Lusen, ons het hele wat klagtes gehad in die eerste ronde. As ek nou net spesifiek moet praat van statistieke, dan gaan ek net soveel lees. Ons het skeieregters se aanvalle op skeieregters het ons gehad van die 8ste Maart af tot die 31ste Julie tot op nou toe. Het ons gehad 34. Dan het ons onwettige spelers het ons gehad 7. En maar gister het die transfer window mos nog gesluit. So ek hoop daai gaan nou 0 raak so daai is gewoonlik met die bywette en die grondwet van die Indies, daai is minus 5 punte vir die klub onwettige spelers. Dis 'n minimum van minus 5 tot 15. Dan het ons klubklagtes gehad 6 en dan voorkomende skorsing gehad tot vir die season vir 2. Dan as ons kom by die rooi kaarte, ons het gister nog 6 gedoen, so die 6 moet nog bygetel word. So ons het 67 rooi kaarte gehad vir die hele seisoen tot op nou. Waarvan
waarvan 40 versagtend gewees het en 27 beswaar. So hy het 2 keuses as hy die rooi kaart kry. En wat ons gewoonlik doen, ons wil die spelers 'n geleentheid gee, ons wil vir hulle die kans gee, sou hulle voel die rooi kaart was dalk nie nodig gewees nie. Dan gee ons hulle opsie tot op Dinsdag waar hulle kan kies beswaar of versagtend. Nou as jy versagtend kies, dan beteken dit jy erken die rooi kaart staan en jy wil dalk miskien kyk om dit minder te maak. As dit by beswaar kom, dan is dit gewoonlik 'n vol verhoor, dan sit jy stem nie saam met die rooi kaart nie. So dit is wat ons doen of wat kom by die klagtes van die Unie. So wat gebeur op 'n Saterdag aand? Ek is op social media, so ek follow maar 'n bietjie en dan is dit so 48 uur wat hierdie klagtes kan inkom. So ek weet op 'n Saterdag aand, okay, hier nou op social media, okay, ons kan dit en dit verwag. So ek prepare my gewoonlik al van die maandag tot die Dinsdag en dan Dinsdag gaan sit ons en dan week ons die klagtes lees. So dit is basically wat ons heidaglik doen. Ja, uitstekende werk wat julle definitief op die huidige oomblik doen. Maar kon verduidelik, of jy net vir ons 'n vergelyking dalk van laas jaar, hoe die ouens gelyk het laas jaar en hoe ons hierdie jaar lyk. Ek sien jy as dalk met die reëls en met die regulasies wat nou begin toepas, Facebook, social media, jy weet elke wedstryd word nou opgeneem en kameras is oral. Het die dissipline iets wat verander en lyk die syfers beter as vorige jare? Listen, as ek nou kyk, ek het oorgevat toe die advokaat Willie Smal klaar gemaak het en Sarah toe gegaan het. Toe die pres vir my daai geleentheid gegee met die wys en die uitvoerende bestuur van my daai geleentheid gegee om met DK se portefeulje te wees. So dit was 'n bietjie 'n uitdaging vir my, maar as ek nou kyk spesifiek die eerste ronde, het ons baie klagtes gehad. En nou met die tweede ronde wat begin het dit baie regtig soos aan baie afgeneem. Waar's gewoonlik 6 plus klagtes gehad in die eerste ronde per week, het ons nou so 2-3. So die klagtes dit kom af en ons is baie dankbaar want dit maak ons week ook 'n bietjie makliker. Dankie Lusin. Maar kon soos jy nou net genoem het, hulle het hoe lank het hulle tyd om die klagtes in te gee vandat die wedstryd klaar is? Ja, dit is 48 uur, so hulle die klub het 'n tyd van 48 uur wat op Dinsdag aan 12 uur sluit. So as jy dit dan nadoen, is dit ten strydig met die grondwet, dan kan ons ongelukkig nou nie daarna kyk nie. So die klub dra kennis, so ook die skeieregters. Okay. Ja, Lian, jy natuurlik ook hierso. Jy's natuurlik een van die manne, een van die hoofmanne wat seker maak op pad toe is elke Vrydag aand regstreeks op alle Boland platforms. Vertel ons 'n bietjie rondom jou en jou portefeulje in die Boland en waarna kan die mense nog verwag natuurlik wat jy nog na die party toe gaan bring? Ja, Marco, nes, Lucien, dankie nes, Marco. Ek ook maar op die agtergrond. So die ouens wat die seinvangers is maar hele mense wat bekend is aan die Boland en doen ons maar die werk in die agtergrond. So, hierdie program veg maar baie werk. Dit kos om mense te kry op Vrydag aan die Wellington toe te kom om die sou te kom bywoon wat moeilik is. Julle weet jy al die uitdagings wat ons het om die sou te kan laat maak werk. So dit lyk maklik en ek speel ook vanaand vir die mense 'n prentjie gee van waarmee ons besig is. So ja, Lucien, wat ons nou beoog met die Koppad toe sou is, ons het hom vanaand gebring na die Overberg toe. En dan het soos ons gepraat het, gaan ons hom vat na al die streke toe daar in die Boland. Die Noordweste, Breë Langeberg, wat sentraal. So ons gaan 'n bietjie rond beweeg in die program dat die mense neem en net lekker interact met die mense. Ja, dit is wat my jobs net hier by die Sony. So die YouTube en die Facebook en die goed is alles wat ons bestuur en manage en probeer bereid doen dat die mense kan interact. Ja, dis my portfolio, media, kommunikasie. Ja, natuurlijk media, kommunikasie, baie belangrik, Lian. Streaming natuurlijk val onder dit en die man het nou die dag 'n groot meeting gehad. Jy weet, al die manne was daar GSN omsit. Jy weet, daar selfs nuwe manne wat ek nou wil stream. Vertel ons 'n bietjie rondom die streaming, Lian. Jy weet, wat kan die mense verwag natuurlijk met top 12 wat nou op hande is. Kan ons weer eens die beste van die beste verwag wanneer dit kom by Boland Club Rugby wat gestream word. Ja, Lucien, daar's groot vir goed op die tafel raak in die streaming, maatskappye wat compete sit nou onlangs. So dit lyk belovend. Ek kan nou nie veel uitlaat raak in dit nie, wat ons die deal concluded nie, maar dit lyk ons gaan na 'n rigting toe. En dan streaming is maar nog altyd daar. Ons is meer as bereid om te kan stream. Daar's net 'n paar reëls wat die manne moet volg en ons encourage, ons moedig jy ons aan om te stream naweke. Die mense soek dit, die mense like dit. En dinge loop. Ek wil nie veel uitlaat raak in die top 12 hier, want ons wil hy se prys maar vashou, maar tydens op 12 gaan ons weer al die wedstryde stream.
So die mense gaan toegang hê tot die games en maar ons sal baie meer detail gee nader ons aan die top 12 kom. Wat hierdie jaar iets massive gaan wees, die top 12 groter as laas jaar. En dit lyk my vriende gaan geskiedenis maak hierdie jaar. Ja. Leon voel sy vriende gaan geskiedenis maak. Wonder wat 'n vriend is dit van Leon? Platforms. Ja. Dit kortliks noem, ons het verskillende platforms waar jy Boland kan volg. Dis ons Facebook, dis ons TikTok, ons Instagram, ons is op die website het ons en dan ook mos nou wat mis ek? YouTube. Die YouTube het ek genoem, ja. So ons kry so sosiale media views of mense interaction so 12 miljoen 'n maand. Ja, wat massive is. Ja, baie massive. Dit is massive as jy kyk na die getalle, jy kyk na die insights wat Boland op die huidige oomblik doen, die content wat uitgepoes word, Derby Days, talk shows, jy weet, deur die week as die covers wat dinge laat gebeur. Ek moet seker vir julle ook vra voordat ons aanbeweeg in die show wat julle van die covers se wedstryd gemaak het Saterdag. Marco, jy was daar gewees, jy het dit eerstehands beleef en ek bedoel jy kom ook nou al deur die jare met die Boland en met die Cavaliere en jy weet, hoe was hy vir jou gewees om Sondag hy te kon beleef daar op Boland Rugby Stadion? Ja, listen, nou ek ry teen Manus uit Wellington toe, hè, en dan ry ek met 'n verwagting en die Cavaliers het definitief daai verwagting vir my aan my voldoen want ek het baie lekker in Manus toe gery. So ja, Mr. Mo en dan in die management en almal die spelers steekte van môre en ek glo julle sal dit Sondag. Ek glo julle sal definitief bedeer raak. Dankie Lusen. Ja, Leon en vertel vir ons net voordat ons natuurlik aanskuif, ons gaan 'n bietjie Vuma Connected Moments nou moet doen. Nicole wat gaan moet regmaak, sy gaan 'n bietjie rondstap, sy gaan 'n bietjie interact saam met die mense hierso. Ek hoop die crowd wat hierso is, gaan nie te groot skrik as Michael, as Nicole, sy het nie kom wat gedoen man, dis as Nicole stap, wees verseker sy gaan lekker gesels met Leon, jy het vir my vertel dat jou seun by die wedstryd was Sondag en dit heeltemal sy lewe verander. Vertel ons hy en hoe voel hy vir jou as 'n pa? Ja, Lucien, weet jy, dis maar gesukkel om my mannetjie te kry by games. So hy's maar meestal vas aan sy ma. So jy kan sien hy sit op sy ma se skoot nou. Maar nietemin, weet jy, hy het Sondag besluit hy gaan saam met my gaan. Ek moes die man omkoop met 'n T-shirt toe ons by die mall stop aan Parel om die man se hart 'n bietjie sag te maak. Maar hy het Sondag iets beleef daar in Wellington. Dat toe ons huis toe kom te vra vir my of ons weer die games gaan kom kyk. So dit is vir my iets great om te kan sien jou kind sê ook belang, maar dit is wat die covers veroorsaak het. Verstaan net, hy positiewe inspuiting in die kinders se lewe en hopelik kan hy ook eendag droom om 'n cover te word. Verstaan net, soos Lietjie sê, ons droom almal om 'n cover te wees, you know. Maar vir ons hier in Oeverbeer is ons baie trots. Ons het vir City Dubai is van Caledon, dan het ons vir Grant, die spanbestuurder wat van Grabouw afkom. So ons is verteenwoordigend daar in die Boland, die Oeverbeer se mense. Maar baie great game gewees. Joh, my hart het stil gestaan Sondag. Ja, nee, verseker. Ek het gekruip. Ja, praat van Sydney Tobias. Ek glo amper ons het 'n video van Sydney Tobias hierso. Vuma Connected Moment video wat ons net van die koule geleentheid het gegee. Maar so waar wat jy sê, Leon, ek bedoel toe ek 'n jong laaitie was, jong kind was, daai het my lewe verander om na Cavalier game toe te gaan en die perd staan daar en hulle sê die perd was daar ongelukkig het die perd net 'n bietjie te hoog gegaan en die mense was om die perd het ons gooi die perd arme Lise van die perd af, maar ons het definitief in planne, ons gaan weer die Cavalier by die veld het, maar dit is wat ons wil hê, jy weet, moments that will remember for the rest of your life, en ek is seker dat baie jong manne se lewens verander daar, wat miskien nie rugby wou gespeel het nie, maar na Saterdag, mams, ek soek tokse, daddy, vat my na die bol, skop vir my 'n bol, en dit is wat ons wil hê in ons gemeenskap. So, ons gaan aanskuif na die Vuma Connected Moments toe, en met die comments saam met Nicole. Hy sit nie baie sê van die Sanlam Boland Cavaliers. Ek wil net baie dankie sê vir al die ondersteuning wat die naweekie was, hierdie Sondag wat verby is, teen die Cheetahs. Ek dink ons het 'n bietjie moeilik vir onsself gemaak. Ons kon die game makliker gewen het. Maar ons vat nietemin vat ons die wen en ons vat die bonuspunt. Wat hierdie week betref, is 'n groot game wat kom. Griquas is altyd goed tuis. Het gaan 'n bietjie van 'n aanpassing vir ons ouens wees met die lugdruk wat so 'n bietjie 'n rol gaan speel. En ek glo hulle sal ook 'n bietjie beter voorberei wees hierdie week en hulle beste voet voorsit. Maar nietemin, ons is reg voorberei. Ons span is gesond en die kompetisie in die groep is groot, so die manne is almal reg vir hierdie komende wedstryd.
Goeienaand en baie welkom weer eens saam met my hier met Nicole Jarvis hier by die Vuma Connected Comments. Ek gaan vanaand net so 'n bietjie lees. Ek sien dis heel wat comments, so die mense is natuurlik lekker ingeskakel om 'n bietjie saam te gesels. Ek groet vanaand vir Andren Rabada. Hy sê Nancy, my Boland en Overberg mense. En dan die Virgintini is natuurlik ingeskakel. Hy sê uit die koue Ceres is hy natuurlik ingeskakel. Damien Lewendal sê hierdie drome vir jare om 'n cover te wees, om my mense in die Boland die beste te gee. Met my hart en my siel glo ek in een land en dis Boland. Ek het nou amper begin sing, Damien. Oom Sit is ook ingeskakel en hy sê ek stoom vanaand saam met Kompatu met confidence. Christo Reader sê, julle, ek was toevallig laas naweek in Wellington, al die pad van Johannesburg af, en ek moet vir julle sê, ek het julle game so geniet, en die gees by die stadion was oorweldigend, dit was great, well done. Ek wens net ek kon 'n trui koop, maar ek het nêrens 'n winkel gesien wat die trui verkoop om julle te support nie. Ek is eintlik 'n Leo supporter, maar Kavas bo. Andre Skipper sê, lekker om altyd die program te kyk. Boland is my alles. Klop Disselboom rugby nasie. Die ou Boland is terug vol aksie. Boland rugby bo. Soos oom Benny sê, kom pad toe, Boland bo. Marco en Lucas Boeta Mykes op die kassie vanaand, altyd lekker om te sien. Joseph Aploon, Joey is binne. Basil Swart sê, covers was top Sondag, die Cheetah seker gedink 80 minute se spel is genoeg vir Boland. Dit is glad nie genoeg nie. Ons kan sommer tot 90 minute gaan. Freekspie sê goeienaand aan al die manne. Die pad is gesaai met wen rugby vanaf die Cavaliere, as ook alle klubs môre sterkte met julle games. Jaco Thomson sê Houston versus Safco was die beste game van die naweek. Liefde is blou, al die pad uit Houston. Jaco van Dissy en Leslie. Gail Lucas sê ek salute daardie DK portefeuillehouer, grootste supporter van hom. Wayne Peterson sê Boland my mense, goeienaand julle almal. Quentin Bernardes, hy sê goeienaand Boland, ons is trots. Clinton Prins, naand julle, vye die liefde kant. Ons groet vanaand vir Elries Klaasen, sy sê hallo en goeienaand mense, Saffies liefde hier. Valentine Moses is ingeskakel, Chlorine Daniels is ingeskakel, Sister Pat doing it for the ladies, Oren Parnell sê Saffies is binne. En dan ons laaste comment, Elzijn Philander sê Nancy Eldrin Maponi uit die Overberg. So julle gesels natuurlik lekker saam. Ons gaan later so deur die mense gaan bietjie comments gesels vanaand saam. Share die link. Jy kan later 'n powerbank natuurlik wen. Dan gaan ons oorskakel na Uncle Pettas in die Braaikone. Terug hier so in die Braaikone saam met Uncle Pettas, ja, proudly sponsored by Rainbow Chicken. Ons het nog nie vanaand hoender om te brei nie, maar ons het chicken pizzas waarmee ons hier besig is. En dit vanaand het ons ek het twee kapteine, Benjamin Dwight, Feigen Slingers hier by my. Dis die manne wat Feigen wat heiderlik Bottervier wat eerste lê op die punte lê. Soos dit nou lyk, win daar 'n moeilike tot 12 posisie vir Bottervier. Dink is vir die eerste keer. Enige opgewondenheid daar in die kamp van Bottervier? Ja, ek dink na die eerste ronde het ons die moontlikheid gesien. Die manne is baie opgewonde. Tegnies gesproke het ons nog 6 punte nodig met die wedstryd van Claremont en Universal Stanford wat nog pen. So ons moet hy 6 punte eers kry. Ons nog 3 games oor en die boys is reg vir die 3 games. Ons het 'n doel gestel vir 15 punte uit die 3 uit. So ons boys gaan hard werk. Ek wil nog elke dag 'n vrou. Hoeveel punte nog keppie? Die hele gemeenskap is excited vir top 12. En dit wys net hoe gesond die rugby in die Boland is op die oomblik. Ja, Boland is die rugby is 100% gesond hier in die Boland. Jong manne wat deurkom en manne ons raak nou na die top 12 toe. Dan is die top 12 het jy mos gewoonlik 2 groepe wat jy kies of wat getrek word en geloot word vir die top 12. As ek so vir Bottervier daar het, wie sou jy, watter spanne sou jy in jou groep wou hê saam Bottervier? Ek dink as ons kry mos nou away games en home games. Yes. Verkieslik kan ons een fair away game kry sodat die manne lekker kan travel. Wie sou jy daar
Het hangt af wie het As jy weet, kom kies. ons vat manne soos wat nou kwalifiseer is, Saron, Robertson Town, Ik zal wel kiezen om Robertson Town thuis te spelen. Nee, voor ons ijscreambak nog verkieslijk. 1,6 miljoen. Ja. Ja, ik denk Saron en Bottervier het geschiedenis. Toen ik klein was, toen speelden ze finaal in Saron. Ik denk hij was toen 18. Zo kan Saron ver travel. Spansus, Young Eagles, de Lises, Noordwesten, zulke spannen lekker ver travel. Lekker ver travel. En dan hij moeilijke mannen zoals je hier thuis. Ja, thuis. Ja, die kapitein van Safco, Benjamin. So dat gaat niet net over die top 12, maar dat gaat ook over die eerste en die tweede plek op je punten leer. So voor Bottervier om mijn eerste plek te behouden, zal hulle morgen voor Caledon moet winnen op die derby day. En dan zal hulle Grabouw toe moet gaan en dan voor Safco daar moet winnen. Om mijn eerste plek te bouwen. Wat zal zij daarvan maken? Peters, ik wil net aanzien aan al die luisteraars of supporters in die Boland. Ons het de taak om die eerste positie in te gaan nou. Van ons het 3 groot games wat voor liggen. Maar wat ik denk aan ons gunstel op het ogenblik is dat ons de game in nog op het ogenblik zo. Bottervier maakt klaar tegen ons en dan die week daarna speelt ons nog Universals. So die eerste positie is nog heeltemal open die overberg. Hangt net af hoe die twee teams performen in die afgelopen paar weken wat nog komt. So ja, het gaat tafis, maar ik denk ons boys is bereid. Ons zit die harde week, elke week in, elke oefen aan. En naweek wijs is net wat ons goal is voor het jaar. Ja. So ja, ik denk die deurslaggewende wedstrijd dan kan ons dan nou al sê dat dit gaan die wedstrijd wees op Grabouw, Bottler en Safco tegen elkaar. Ik denk dat gaan die deurslaggewende wedstrijd wees wat gaan dan bepalen wie gaan eerste of tweede eindig. Dan laas jaar het Safco in die semifinale verloor tegen Worcester Villages. Worcester Villages wat die jaar weer eens 'n kans staan of ook hulle lyk of hulle ook tot 12 gaan haal, sal Safco weer daai geleentheid wil gebruik dat hulle moet inkom en net daai rewenspans weer kan om net hy van laas jaar weer op te maak vir teen Worcester Villages? Peters definitief. Ik denk hij verloor zit nog een beetje seer hierso. Want ons mensen het getravel uit dag Wellington toe en in Worcester Villages het ons net geoutplay in alle facetten van die game. So ik denk personally voor myself was het een game wat ik weer wil spelen en net die boordjies verhang net om weer te kan sê ons het Worcester Villages gewen en hij zal weer die seer een beetje lichter maken. Het zal nog niet die resultaten veranderen, maar om net hy bietjie seer weg te haal sal lekker wees. Yes. Rewenspans in te kry. Ja, is moeilijk om hard, is difficult om hard te werk tot op 12 en dan word jy in 'n semifinale want ek weet as jy top 12 bereik dan is jou fokus al op 'n finale. So ek het net vir Feigen gevra van sy top 12 groep vir wie sal hy graag wil hê. Ek gaan dieselfde vraag vir jou vra. As ons nou moet optrek die 2 top 12 groepe, watter spanne sou jy wil hê en watter spanne sou jy verkies om tuis te speel? As jy gaan kyk na wie almal nou nog in die eerste en tweede plekke lê, in die ander streke om te kwalifiseer vir die top 12. Ik zou like om ons het laatste jaar Robertson gaat spelen. So die jaar zal nog al een lekker een wees as hulle bietjie Grabouw toe kan kom. En soos ek sal soos Wesbank wat ook nou kan staan om bietjie Wesbank toe te gaan. Want ik heb nog nooit op Wesbank gespeeld en ik weet hulle supporters en die vibe op Wesbank is altijd solid. So het sal lekker wees om op my kant by hulle te gaan speel. En dan die fair travel weekie vir my nie. So ek sal wel kies 'n span uit die Noordweste, het sal liewer Grabouw toe moet kom. Ja. Net om my travel, want ik bedoel die traveling maakt dat maakt je moeg. Want je gaat spelen zaterdag, dan moet je terugkomen, dan moet je nog recover. En als het weer oefenen voor die volgende wedstrijd wat afkomt, so, die recovery gaat een beetje van een tijdje van als je nou fair moet travelen. So. Ik zal wel kiezen om niet te fair te travelen, maar als het zo komt, dan komt het zo. Ja, so en met die traveling gaat dat obviously logistieke verantwoordelijkheid. Betekent clubs rijden al een dag voor die tijd.
om die lugdruk nou te akkommodeer met die lugdruk. Maar dit dan vanaand dames hier in die Braaikorner, soos ek weer eens sê, die Braaikorner word gesponsor en proudly geborg deur Rainbow Chicken. Ons het nou nie vanaand vleis om te brei nie, maar ons is besig met 'n heerlike chicken pizza hier in die oond. En ons gaan nou terugskakel na Davy Lawrence en Lucen met die twee voorsitters, Dimitri Jacobs en Wilfred Herman. Dit gaan lekker by Peters, de Uncle Peters daar in die Braaikorner. Lekker hoenderpizza, Lucen, wat Uncle Peters vandaan maak. Ja, So nee. van kyk eens by die huis, ons is by ons Club Rugby segment waar ons bietjie Club Rugby gesels. En ek is met twee van ons voorsitters hierso, nommer 1 en nommer 2 in die Overberg. Naast aan my, meneer Wilfred Herman, baie welkom. En dan meneer Dimitri Nobel. Maar Lucen voor ons, Dimitri Jacobs. Ja, maar kom ek sê, waar kom ek aan Dimitri Nobel? Ons was nou die aand, het ons die geleentheid gehad om die SA polisiespan weg te stuur na hulle toernooi toe. En Dimitri Nobel het ons 'n bietjie gesels op Botla en Safco, sorry, Dimitri Jacobs. Lucen, verlede naweek, weer 'n naweek, propvol aksie en opwinding geweest. As ons net so van die net so deur van die uitslag gaan. Enetjie wat ek Saterdag het ek 'n bietjie gerelax, ek het by die huis gesit. Ek het my laptop aangesit, bietjie geflip tussen die kanale. Ons begin in die Overberg, Rizal nog al vir my baie uitgestaan het. Ons gaan nou by ons gaste kom, Lucen. Ek wil net eers jou brein piek. Wat is 'n wedstryd in die Overberg wat vir my uitgestaan het is die meneer is nou by my. Ek het die eerste helfte van Caledon en Safcol gekyk. Safcol wen daar die wedstryd 41-13. Maar na eers 'n moeilike eerste helfte wat lyk my Safcol nie aan die begin kon kom nie en toe ek later oorskakel en ek sien is 41. Dit was 41-8 op 'n stadium. Toe dink ek, joh, wat het nou tweede helfte gebeur? En dan natuurlik Botrevier het vir Aniston gaan wissel. Ek hoor al die gastehuise in Aniston was uitgeboek. En Botrevier het gekom kuier. Maar op die ou einde moes Botrevier hard werk. 29-24 wat hulle uiteindelik vir Seahawks geklop het. Ja, ek het gesels met Hershey. Natuurlik die afrigter van Botrevier. Hy het gesê hulle werk met 'n plan hier. 'n Paar van die manne het 'n breekkans gekry teen Aniston, teen Seahawks. So hy is fres, sê hy, en die span is fres vir môre se derby teen Caledon. Hy kom met alles wat hulle werd is. So 'n goeie wedstryd, Seahawks wat regtig goed doen in hulle eerste jaar terug in die grootheid dag. En ek dink hulle kan net groei en beter van hier af gaan. Davy en die game van Safcol, ek was daar by Houston natuurlik gewees. Hy game teen tussen hulle en Stanford. Ek het dus 'n bietjie deur die dinge geskrol, maar op die huidige oomblik Safcol, jy weet hy gewig, hy krag, nuwe manne, Dimitri natuurlik wat hier langs aan my sit, nog nuwe manne wat bygekom het na die party toe om gewig by te voeg. So op die huidige oomblik lyk Safcol soos 'n stoomroller wat sterk vorentoe beer. Dan natuurlik die was 'n naweek van groot comebacks, Lucen. Vir die kykers by die huis wat die kennis daaraan nie in die Langeberg. Montetjie het gespeel teen McGregor. Montetjie was 26-0 voor teen McGregor. McGregor kom wen daar die wedstryd 56-40 en môre speel Montetjie teen Robertson om te bepaal of Montetjie nog in die top 12 wedloop gaan wees. Ek weet jy het vroeër van Montetjie getip as een van die ouens in die Langeberg wat nou sy pad deur gaan werk na die top 12, so daai was 'n groot verrassing. En dan 'n wedstryd wat vir my nogals baie uitgestaan het, is die een Saldanha teen St Helena by Dimitri Wilfred. Saldanha by St Helena by was op 'n stadium, ek dink 36-3 of 36-10 voor teen Saldanha. En Saldanha kom wen daar die wedstryd 37-36 as ek korrek is. Daar is al baie uitstaan en wat ons nou sien, Lucen, is van die, ek wil nie sê van die sterker spanne nie of van die groter spanne nie, maar van die ouens wat histories baie sterk is, begin hulle posisioneer nou in die regte plekke met die oog op die Sanlam Boland top 12. As ons producer miskien die route to top 12 graphic vir ons kan opsit. As hy miskien die route to top 12 graphic kan opsit, kan jy nou sien. Hulle was ons elke week die route to top 12. Villages Woester was nêrens nie. Ewe skielik is Villages Woester
daar in die pakkie, ek sien hoe skuif Dimitri nou op die stoel rond, nou wat ek praat van Villages Woester. So, hulle het nou geënt in die pakkie, Villages Woester, hulle is nou daar, Dimitri, so hulle is weer daar. So, baie belangrik en Saldanha, span wat nou, daar is die graphic nou vir ons op, jy kan sien, Robertson en Woester Villages, hulle het verlede jaar, het hulle in die Sanlam Boland op 12 gespeel, Eagles en Citrusdal, dan natuurlijk Bottervier en Safkol. Het lijkt of die mannen 80% al daar is. Of is het meer? 80% daar is. Saron en Westbank. Saron, surprise pakkie. Heel eerste in die Swartland. Saldanha 10 Velderf, Roses en Hillcrest. Wat lijkt op die oomblik alsof hulle in die wit centraal die dingen gaan dierentrek daar zo. So, meneer Dimitri, als jy nou daar so kyk, sê gou vir my, wie is die, veronderstel jy eindig tweede? Veronderstel jy eindig tweede? Veronderstel jy eindig tweede, wie is daar die wegwedstryde wat jy gaan wil speel, van die manne wat jy nou daar gesien het? En daar wil ek vir jou vraag, soek jy vir Willa vroeg, of soek jy weer 'n semi? Eerstens dankie vir die uitnodiging, het is lekker om hier te wees. Het is een voorrecht om hier bij die Bottervier Hotel te wees, nadat ons, zoals je weet, Safkol hierdie plekje geboek en soos ons boeking is net so voor die mis verdwyn. Maar het is lekker om weer terug te wees, so dankie Bottervier Hotel. En miskien ook een volgende punt voor ik die vraag beantwoord is, net vir die familie van James Jonas, ons was nou maandag aan daar, so ek die Afghaanse roudiens, ons deel ons sympathie met die familie en die breë rugbygemeenskap, ons voel het, as ons 'n speler verloor, dan voel ons het ook. Maar nou terug by die banter, ons wil hier in Saldanha gaan speel, Ag, het maak nie vir ons saakie. Ek dink is altyd lekker om te travel. As ons Noordwes toe moet gaan, sal ons Noordwes toe gaan. Is 'n lekker spanbou vir die span. Uit die aard van die saak is wil ons eerste eindig. Jy kry 3 tydwedstryde. Ek het nog gehoor die voorsitter langs my sê nee, dit gaan nie hierdie jaar gebeur nie, maar daai 2 bekers wat daar voor staan, as die kameraman net 'n bietjie af kan wys, dit is Safkol se beker. Ons gaan nou op tafel sit. Ons gaan nou by die subject kom. Dit is laas jaar ons bekers, hierdie jaar gaan ons bekers wees en vir die volgende 10 jaar gaan ons bekers wees. Hierdie jaar, maar ja, kudos to Bottervier, hulle het baie goed hierdie jaar, moet sê. Meneer Wilfred Herman, ek praat baie met Zandery, en nou net soos Dimitri gesê het, van die kykers by die huis, in die wedstrijd tussen Safkol en Bottervier, op Bottervier, het ons verneem dat Safkol die enigste plek waar vanaand is Bottervier Hotel geboek het vir die aftermatch function, sou hulle vir Bottervier gewen het, wat hulle nou eventually gedoen het, maar vir een of ander snaakse rede is die boeking gecancel. Safkol het vanaand gekom, en Loes het nou net gewys, Safkol het hulle bekers gebring. So, hulle wil, ek weet nie of hulle territory wil maak, of wat die, Dimitri wou laas die plek uitboek. Jy het gecancel. Kan ons verwag dat jy Dimitri se planne vir die eerste plek in die Oeverberg ook gaan afskryf? Davy, eerstens baie welkom in Bottervier. My medevoorsitter, baie welkom in Bottervier. Vir ons, Davy, ons werk met 'n plan. En ons is seker daarvan dat hierdie jaar gaan ons 'n bietjie die bordjies verlang in die tweede ronde. Die eerste plek is maar 'n plek wat ons eintlik nie ons het nog niks achieve nie as 'n klub nie. Soos wat dit game vir game, môre is dit Caledon. So dis maar altyd al die jare Bottervier Caledon is altyd 'n tawwe ene. Maar dis lekker in die Boland. Kompetisie is gesond. Saterdag na Saterdag kom mense uit. En ons wil net 'n brand van rugby speel. En dan ons bly in ons visie en ons missie waant ons op pad is.
Ons het 'n 3 jaar, 5 jaar plan wat ons nog gedownscale het na de 3 jaar toe. So ons glo dat kom môre middag quarter to 6 to 20 to 6 dat ons gekwalifiseer het vir die top 12. Maar sê dit is dit my ons in Safkol het nog al die jare 'n baie goeie verhouding gehad en ek glo so ook met ander klubs in die Oeverberg. En ons glo dat rugby in die Oeverberg is gesond. Davey, as jy net hier so kan inval, Dim, gaan by jou begin natuurlik. Ek is reg, Dim. Ons het jou gesien by SWD. Ek weet nie of jy daar gaan scout is. Een oomblik sien ons jy is manne van die pik af, as jy weet is nog 'n paar manne hier en daar wat inkom. Vertel ons bietjie jou plan met Safkol in die algeheel en wat kan ons verwag in 2025? Het lyk asof julle al reeds gaan aantree by die top 12, maar wat kan ons anders verwag van Safkol in 2025 as wat julle in 2024 gedoen het? Kyk Lucien, ja, ons was in George gewees, gaan bietjie gaan kyk na die talent daarso. Die ouetjie wat ons gaan soek het was toe nie daar nie, hy was in Luiperde, maar hy is van SWD. Maar ons het 'n paar goeie talent stukke daar by veld te sien. So het is in progress in Crusaders wat ons na kyk vir 2026. So ons beplanning is nou al in 2027. Ons het nie eens meer 'n friendly datum beskikbaar vir 2026 hier. Maar ons begin bou. En ons bou op 'n ander manier as wat ander klubs dalk so 'n bietjie bou. So as ons terugkyk na 2024, jy moet nou ons het tematies hy groot loosing gekry. Ons het groot friendlies aangevat. Toe sit die liga, toe sit die Saldanha toernooi, toe sit weer die liga en toe sit Gold Cup en toe sit top 12. Ons manne was letterlik moeg geweest toe ons top 12 speel. So ja, Oosterwolde het goed gespeel, maar ons was regtig moeg geweest. So ons het so half 'n bietjie van 'n ander strategie hierdie jaar. So ek het saam met 'n paar rugbygeeste gepraat. Een van hulle is Pieter Jooste. En hy het my gesê Dimitri, julle sal moet begin meeding teen Super A. So julle sal hierdie jaar sien wat ons gedoen. Ons het nie teen 'n Boland-span gespeel. Ons vriende sê ons almal Super A spanne gewees. Want hulle speel min of meer soos College Rovers speel. Ons het daai blootstelling gekry. En ons het ons manne aangevul. Ons het laas jaar so 'n groep van 36 A-span spelers gehad. Ons het nou ons na 45 toe. Want in die top 12 en dit is wat ons leier nog gaan leer na die top 12 is jou diepte. En dis wat laasweek gebeur het saam met Caledon. Toe ek by die veld stop en Pastor Nissan sê vir my nee, ek moet na bo gaan pak in die wind. Toe stuur ek die boodskap af na die coach toe. Goeie dummy daar in die eerste helfte. Maar kom lekker deur in die tweede helfte. So top 12 is hoe jou diepte word regtig getoets. Dis 5 wedstryde, harde wedstryde, 1 2 3 beserings is uit. So ons kan nie dit bekostig jou dissipline. Ons werk nou hard in ons dissipline. Ons het 2 rooi kaarte die laaste paar weke gekry. So ek het vir die manne gesê ek appeleer geen rooi kaarte meer nie. So hulle sal weet hulle sal dissipline moet opkry. Maar ons groep het ons nou Lucien versterk. Ons het hy leemtes gaan aanspreek. Ons het nou gister van nuwe name. Maar ons is vir Alwendo van Hamlet. Een van ons groot slot. Ons het 'n bakkiesboot nodig gehad. So ons het hom ingekry. Ons het nou vir Clyde ingekry van die Leopards. So sy kontrak het klaar gemaak binne in hierdie week en ons kon vir hom toeteken vir die volgende paar maande. Hopelik 'n bietjie langtermyn. Maar daar is eintlik nie nog plek vir nog 'n speler nie. Ek dink wat ons het nou is genoeg. Ons het 'n bietjie gekonsulteer saam al die afrigters en saam die senior spelers binne in die groep. Almal is gelukkig met wat ons nou het. So ja, ons kan nie verbeter vra in terme van ons voorbereiding. Die volgende paar weke gaan interessant wees. Speel môre Hoston, dan speel ons Kleinmond en dan die grootte, die 16de. Ek hoop regtig waar hy game gaan uitgesaai word en what he works. Hy sê top 12 voor die top 12 kan 'n mens maar sê. Wilfred aan julle kant natuurlik. Julle het vir Coach Hussel ingebring. 'n Massiewe jaar gehad 2025 compared to 2024 is letterlik 2 wêrelde uitmekaar uit. Wat het julle anders te gedoen natuurlik en die ouens wat julle ingebring het, wat kan die mense verwag? Julle sê julle is klaar in die top 12. Wat kan die mense verwag? Wat gaan Botterivier as 'n klap na die big stage toe bring? Lucien, ons het 'n visie wat gebou is dat 2026 is eintlik ons jaar wat ons wil peak. Ons het gaan leemtes identify binne in die klub en ons het vir self gesê ons het
ons het definitief leemtes, hoe gaan ons dit vul? So dit was geïdentifieer geweest, ons het dit gevul en ons is nog nie klaar gevul nie. Dit is belangrik dat ons ook gaan proe hoe smaak het in die top 12. En laat ons dan terugkom en weer regroup en vir self identify rondom waartoe ons op pad is vir 2026. Wat nice is dat ons is bereid om te leer. Ons is bereid om kansse te waag. En ons is bereid om ons bietjie sukses wat ons nou ervaar, sê ons vir onsself, ons eintlik niks achieve nog nie. So baie versigtig met Wiesing. Maar ek glo dat ons gaan kyk dat die wedstryd, ek was laas jaar bevoorreg om die semifinaal tussen Safkol en Villa dop te hou. En ek het daar 'n paar leemtes gesien en ons het dit ge-unpack. Ons gaan kyk na Saldanha. Hoekom het Saldanha vir 'n paar jaar goed gedoen en skielik net 'n dip gevat en nou skielik weer net 'n opwaartse kurwe wyf. So ons het gaan navorsing doen. Ons weet presies wat ons moet doen. Ons weet presies wie wat 'n rol moet vervul. En ons is excited vir die journey waarop ons is. Dis nie 'n journey wat net vir 2025 is nie. Dis 'n langtermyn journey wat nie gekoppel is aan myself of die bestuur of Hustle of wie ever nie. Maar wat dit nice maak, dis 'n kollektiewe journey gesamentlik met die gemeenskap, almal, al ons pastore, al ons legends in die dorp is almal excited wat besig is om te gebeur in rugby. Ons is vanaand hier by die Bottervier Hotel. Alle funksies wat ons doen word hier gratis gedoen. So ons het 'n baie goeie vennootskap en dis waaroor dit vir ons gaan. Top 12 gaan die klein kersie op die koek wees vir hierdie jaar, maar definitief 2026 gaan ons dieper delf. Ons gaan 'n groter visie hê. Ons stuur 'n delegation 2026 Januarie, die tweede week in Januarie, stuur ons 'n delegation oor see om bietjie te gaan kyk hoe doen die oorseese klubs dinge en hoe ons dit kan terugbring na Bottervier toe. So dis nie meer net 'n gamepie vir Bottervier nie. Ons benader dit as 'n kurf waar ons kan definitief hoop skep vir ons jong mense. In die volgende paar weke het ons vergaderings en ons gaan copy and paste wat 'n meeting gedoen het met die maties, met CPUT, met EWK om geleenthede te skep vir ons karren jong mense. Want ons is moeg daarvan dat ons kinders moet vasgevang word in die ewels van die lewe. Tik, drugs en goeters. So dit is wat die klub voel ons moet doen. Ja, nee, verseker. Dan sê Wilfred, ek wil gou by jou bly. Dit is ons weet dis derby môre en dan lê Safkol voor. Julle fokus op die oomblik. Ek weet môre jy sê dit gaan 'n groot dag wees. Natuurlik gaan Caledon ander planne hê môre. Hulle het gesê julle gaan fees pas het gesê in die media lounge julle gaan fees vier, maar dit gaan nie 'n viering wees dat Safkol dat Bottervier vir Caledon gewen het nie. So Pastor kom in Caledon kom môre met 'n plan. Hy sê dat hy champagne aan die einde gaan bittersoet smaak. Planne vir môre en dan die oog op Safkol. Worry Safkol nie nou vir jou of niks omtrent Safkol worry vir jou nou op die oomblik nie. Of lê jy saans wakker met Safkol in jou? Nee, diep agter in jou brein. David, nee, ek moet sê elke span kom Bottervier toe met 'n plan. Ek het hierdie ding geleer hierdie jaar dat geen span berei voor om te verloor nie. Elke span berei voor om te wen. So ek is nie geensins arrogant en dis moet sê ek die posisie nommer 1 waar ons tans lê op 88 beteken absoluut niks
vir Botterfield op hierdie stadium nie. Daar's geen bragging rights nie. Vir ons nie. Ons het laasweek gespeel op Seahawks. En ons kon net in die game kom nie. En ons kan nie die verskoning gebruik van ons het 10 manne gerus of whatsoever die situasie is nie. As jy saam met die big dogs wil praat, dan moet jy opdaag soos 'n big dog. So ek is daarvan oortuig dat môre se wedstryd gaan kliphard wees. Dit gaan ongenadelik wees. Maar ek het vertroue in dit wat ons op die tafel sit. Die Safcol Botterfield wedstryd is iets so 2 weke. Ek moet bekommerd wees oor Stanford eerste. Maar ons het laas jaar het ons Safcol toe gegaan. En Dimitri, as jy kan onthou, het my na die game gesê dat hy was 'n bekommerde man gewees. So ons benader dit wedstryd na wedstryd. En die celebration vir môre is dat Davey, as jy kom van die Dorings af, as so iets gebeur in die Dorings, dan staan die hele dorp stil, né? En Botterfield is 'n rugby mal dorp, né? Rugby is al sport wat vir jare aankom in Botterfield. En ons wil vir ons mense die beste gee. En ek dink die aanloop na die top 12 toe gaan ons alles in ons vermoë doen om vir ons mense die beste te gee. Nee, sorry, Tim. Waaroor praat van die big dogs? Hulle is nou saam met die big dogs. Sal jy Botterfield nou as een van die big dogs, een van die top dogs in die Boland? Luister, jy moet vir Botterfield respek gee, nee. Hulle het jy kan sien hulle het geleer. Hulle het goeie strukture in plek gesit. Ons moet vir hulle krediet gee. Jy kan nie dit nie doen nie. Ons soos wat ons langtermyn doelwitte het ons ook korttermyn doelwitte. Dis 'n bietjie banter nou ongelukkig, nee. Dis jammer leier. So Botterfield is wanneer ons 'n span sien kom, ja, ons speel môre Houston en dan speel ons Kleinman en dan Botterfield, maar vir elke span het ons 'n spesifieke strategie en daar's 'n menu vir hulle gedurende die jaar. So ons het gesê, luister, Overbuck Challenge, hulle gaan 'n mufti kry, hulle het gekry, verstaan? So hier op Botterfield, hulle het die mufti net so vrygespring en dit is 47 gewees. So dis al amper 100, so die doelwit is om te kom by 150, so dit is nie goed vir hulle, en dan kom nog Bousan Park toe ook nou, so dit gaan maar morsa gaan daar, so. Die ander ding is, en soveel soos wat ons glo ook in die sout van die aarde, dis great, maar julle daai Benzie se bok ding gesien, verstaan? So jy kan maar kom in jou sout binne, ons is reg, en dan het ons hierdie week 'n spesiale elektriese ingekry, wat vir ons ligte opgesit het, net vir die 10-6 wakkies, verstaan? So, ons beplanning is daar, meneer, ons is glad nie bekommerd nie. Dan, 'n vraag wat ek jou moet vra, die bekers hier voor my, as die Overberg kampioene van verlede seisoen, die bekers is nou al vir 'n jaar daar by my, meer as 'n jaar. Julle manne was al hoeveel keer op Wellington? Hoekom moes die bekers vanaand saamkom Botterfield toe? Davey, ek bedoel, as jy nou kyk na 'n week terug, 2 weke terug, toe pas en Nissan gesê dat Botterfield of is dit Caledon wat gewoond is aan bekers wen. Ons is so gewoond, ons het nie die bekers nodig, jy verstaan. So, maar daai bekers gaan bly waar hulle is. Daar's 'n rede hoekom die leier langs my sê, maar daar's die bragging rights hier, want hulle weet, daai topspot is ons spot, verstaan. Maar ek gaan hard wees. Die 16de gaan hard wees. Dit is egos, dit is trots van dorpe. En ons sien eintlik uit daarna. Albei spanne is gelaai met sterre. En ek hoop Botterfield gaan vir ons doen wat ons vir hulle gedoen het in daai veld vir ons lekker vol kompak. En ons het 'n bietjie yskrem nodig vir die top 12. Okay. Ja, natuurlik. Soos Dimitri, net soos baie van ons uitsien na die Houston, na die Botterfield Safcol wedstryd, het jy natuurlik vir Houston die naweek. Soos ek weet, jy weet, verloor Safcol môre teen Houston. Safcol se droom daarmee heen om eerste plek in die Overberg te bekleer. So enige spesiale planne vir Houston en dan met die oog op Botterfield?
Nee, daar's 'n spesiale, soos ek sê, daar's 'n spesiale plan met elke span. Daar's 'n rede hoekom ons hoofcoach se seun nommer 10 speel môre vir Austin. Maar laat ons dit net daar los vir eers. Austin is altyd 'n moeilike span om teen te speel. Kom ons nou môre teen hulle vanmôre Warwick Philander. Hy was 'n goeie rugby happy loskakel by Austin. Kan hy dalk die man wees om die drome? Hy het ons gesink in die Overberg Challenge, maar ek is nie seker of hy 2 gebreekte vingers al geherstel het nie, maar ons altyd moeilik. Hulle kom na ons toe. In die laaste paar jaar kan jy sien wie ook al gewen het op die laaste paar minute gewen. So dit gaan moeilik gaan. En ons sien uit daarna. Ek dink ons tydsvoordeel behoort môre aan ons kant te wees en dan ek dink ons diepte ook behoort môre mooi deur te trek. Leier, meneer Herman, die bekers is nou hierso. Dis die eerste span liga wedstryd. Om so 'n beker, nie enige iemand kan so 'n beker lig. Die beker, enige iemand kan so 'n beker lig, Davey. Nee, maar laat meneer Herman hom voel. Laat jy voel. Dan jy het wat werk om so 'n beker te lig, Davey, weet wat werk. Jy moet weet hoe. Dan jy Dimitri moet vir moeite spaar en die beker hier los. Waar hy potensieel kan opeindig of gaan moet weer terugbring Botrevier toe. Of dink jy moet hom maar liewer hier los en dan 'n vraagie vir julle albei voor ons gaan afsluit. As julle nou die res van die streke kyk, ek seker julle het julle huiswerk gedoen op die res van die streke. Daardie span, wie is daardie span wat jy nou op die oomblik kyk en sê, "Joh, ek wil nie daai span nou hê nie." Of ek wil nie daai span in 'n semifinale hê nie. Ek wil hom liewer wag om hom in die finaal te kry. Davey, of ek wil hy span in die top 12 hê want hy span gaan die ijskriembak vol maak aan die einde van die dag. Dit is so vraag. Wie is daai span wat vir julle op die oomblik nou regop sit en sê, "Joh, die ouens speel goeie rugby op die oomblik." Davey, jou laaste gedeelte van die vraag, dit dink ek is vir my kritiek belangrik. Ek dink die twee spanne wat definitief positiewe toonaangewende rugby speel op die stadium is Roses. Roses se humbleness, die feit dat hulle is min in die media, dit spreek vir my boekdele. En dan Robertson, ek was bevoorreg geweest, 'n ou vriend van my, oorlede Lionel Hendricks. Mag sy siel rus in vrede. Die Robertson rugby is net iets anders. So ek wil graag 'n Robertson tuis hê because ek weet die ijskriembak gaan oorloop. Gaan die veld goed genoeg wees vir die 1.2 miljoen? Ons het 'n Safkol gehuisves wat ongelooflik goed reis. En ek dink dit is Safkol se sterkpunte. So ons sien uit, ek het nou die dag vir iemand gesê, ek gaan Sondag verby van Reinsdorp ry. So ons sien uit vir 'n wedstryd weg van Botterfield, lekker ver weg van ek dink dit is net daar waar die manne mekaar vind. Verstaan? Boek die manne in op 'n wildsplaas of op 'n plaas weg van die gemeenskap af en net lekker met mekaar wees. So ja, ek gaan nou nie vanaand ons planne hierso uitlap nie, maar ons is excited vir dit wat voor lê vir Botterfield. Soos ek gesê het, 2026 in ons plan. En die plan is 'n turnaround strategy to be successful in community rugby for Botterfield. Daai is die naam van die plan. En dis is dit so belangrik dat ons nie narrow-minded is nie, maar definitief dink uit die boks uit en innoverend dink waantoe ons op pad is met die klub. Davey, ja, ek deel eintlik Wilfred se sentiment raak net twee spanne wat hy genoem het. Roses lyk soos 'n groot gevaar. Ek bedoel as jy geen wedstryde verloor het, sê dit baie. Hulle leierskap is goed. Herman Bailey, selfs met Town, wie wil Jack daar so en Robertson Town doen goed. Dis die twee spanne wat uitstaan vir my ook. Ja, so ons ek kan nie sê dat ons nie uitsien om teen hulle te speel nie. Maar as ons vir hulle sterretjies moet gee, dan is dit daai twee. Die ander, as ek kyk na die ander in die Overberg is dit baie tight, né? Die punte Weskus
is 'n interessante lok daai want jy kan Okay, 5 jy kan sorry. 5 games verloor dan lê jy nog steeds eerste of tweede. In die Noordweste gaan dit ook maar beroerd. Wat sentraal is tyd maar ons is baie kompeterend in die Breë Langeberg en ons ook hierso in die Oeverberg. Maar Roses en Town is maar net twee spanne wat eintlik mooi uitstaan. Dis hy. Natuurlik môre paar belangrike wedstryde. Ons is hier in Botterivier vir die Sanlam Boland Rugby Derby Day. Botterivier teen Caledon. Massiewe 1. Twee spanne wat baie ek wil nie amper sê baie beef het nie, maar daar is ons weet Botterivier die Caledon, voormalig Caledon coach is nou by Botterivier. Die top 12 administrateur van Caledon is nou by het is saam met die coach sommer oorgekom. So lekker derby day wat dan môre wag. Lucien natuurlik Safkol teen Houston. Worcester Villagers teen Young Hamiltons môre. Ons noem dit die grootste derby in die land en dan natuurlik nog 'n grootte wat ons nog 'n grootte wat ons natuurlik daarna uitsien. So Lucien voor ons afsluit, daar's 'n video wat ons gaan wys voor ons gaan na Nicole in die Vumakhone Kona, die transition video.
Eens terug natuurlijk met my Nicole Jarvis en ek gaan vanaand my wenner aankondig, die aanlyn wenner aankondig natuurlijk van ons Powerbank, Vuma Powerbank wat geborg is en hierdie een gaan aan Joseph Aploon. Hy sê ek het na Safkol se verloor teen Rangers Bredasdorp voorspel dat Bottervier game deurslaggewend gaan wees. Eerstens moet ons Houston aanval oorkom. Ons Saffies het beslis 'n moeiliker pad tot die Overberg Champs titel. Ek sê weer, niemand oefen om te verloor nie. Môre sal bepaal hoe ernstig ons Saffies is om die titel te behou. So Joseph Aploon, jy kan met my kontak maak om jou prys natuurlik af te haal. Nou saam met my vanaand het ons 'n live audience aan die agterkant soos julle kan sien en ek sit hier met twee pragtige dames, natuurlik die familie en die dogter van meneer Leon King, ons IB lid. En Marley groet ons vanaand en sê vir ons, hoe was Saterdag se game, Sondag se game van die Cavaliere, hoe het jy dit gevind? En hallo aan al die kykers. Die game was baie stressvol, maar toe ek sien Talo Mash kom op die veld, toe weet ek, ons gaan op ons thuisgronde wen. Definitief. Zoe, hoe was dit vir jou? Dit was ook 'n bietjie baie stresvol en ek het eintlik 'n bietjie maar toe ek ook sien Talo Mash en toe sê ek vir myself, nee wat, ons gaan wen. Wat wil julle dames van natuurlik vir ons Cavaliere sê? Hulle speel Saterdag, Sondag. Nou ons is aan mekaar met Saterdag. Hulle speel Sondag teen die Griekwas. Enige laaste woorde vir julle vir hulle vir sterkte? Ek wil net sê sterkte en bring die wen huis toe en onthou net een ding, let the ball do the walk. Yes. Baie sterkte Boland, ons aan bang vas agter julle. Net voordat ek aanbeweeg, jou favorite speler Mali? Of course it is dit ons kaptein Talo Mash. Joune Zoe? Myne is Terien Hok. Wow, nice. Baie dankie dames. Kom ons beweeg so lekker aan. Lekker maar. Ek is hier saam met Botla Fire vanaand. Daar klop iemand weg en hy het gesê, okay, nee, hy's hier. Kom ons gaan sommer vanaand by meneer begin. Net so 'n woordjie, wat dink jy van môre se game natuurlik? Ek dink van môre se game, dis 'n game wat ons lankal voorgewag het. Yes. Caledon is al die jare hy gedog, hy is on top, maar ongelukkig is dit nou ons beurt. Yes. En ek wil net vir Caledon 'n boodskap stuur. Hulle kan maar al die brandweertrokke wat in die Oeverbergers bring. Hulle kan dit maar bring, maar die vuur sal hulle nie môre blus nie. Yes. Die vuur gaan môre heel nag tot Sondagoggend toe gaan die vuur brand. Dankie. Baie dankie. 'n Laaste woordjie uit die Botla kamp uit. Ja. Wat ek wil sê is die beter span gaan môre wen en dis net eens want dis Bottervier. Score predictions? 32-12. Sjoe. Dis 'n groot gap. Kom ons kyk. Kom ons beweeg aan. Natuurlik meneer Leon King wat lekker sit en gesels hier. Ek was al vroeër hier by die dames en hulle het vir my gesê hulle is Houston supporters. So as daar enige woordjies sterkte toewens natuurlik vir julle span môre. Nee, ons Beckos boys. Ouma. Hallo? Yes, Definitief. Ja. Maar het julle gedink natuurlik van Saterdag se game wat verby is. Ek kan sien julle veld was vol, die mense het omtrent die video's gesê. Hoe was dit vir julle toe julle daar was? Die game was baie personal vir ons. En ja, het was intens geweest en ons is baie trots op die boys wat hulle gedoen het Saterdag. Ja. 'n Trotse Houston supporter. Enige woordjies? Sy skaam, sy sê. So, hoe kan jy nie iets sê nie? Enige sterkte, niksie. Kom ons beweeg aan. Ek gaan hulle tafel vir laaste los. Cappy, kan ek gou net, ek dink jy moet 'n lekker angle van daai kant af inkry. Die manne eet natuurlik lekker hier by die Bottervier Hotel, die kos is hier. Che, kan ek sien, Che se bord is al amper leeg. Cappy, sê laaste woorde net vir môre, enige iets vir die boys? Ek dink ek het enige woorde om vir die boys nog te motiveer want ek weet ons het lekker voorberei en die guys weet is 'n groot wedstryd wat afkom so net best of luck aan my span en asook aan in Houston dat hulle veilig sal travel en in Grabouw sal kom om 'n lekker dag vir ons gemeenskap te kan gee. Dankie Cappy. Enige een? Dalk iets te sê oor julle game van môre? Hoe voel die nerves? Score predictions?
Team manager. Kom ons gaan oor na die team manager. Score predictions, hoeveel die nerves? Is daar nerves? Daar sal altyd nerves wees, want jy kan daar is nie enige span wat jy kan onderskat nie. Jy moet elke aan die Overberg moet jy elke week jou beste game bring. En ja, ek het 100% vertroue in my span dat ons die knoop môre gaan deurhak met 'n baie groot totaal. Bonus point. Bonus, ja, beslis ja. 46-10. Sjoe. Jou captain sê ook jou. Die pressure is aan. Baie dankie. Enige laaste woorde? Niemand het die man is besig om te eet, ek gaan hulle los. Kom ons gaan aan hier. Ek het die tafel spesifiek laaste gelos want dit is die media span van Saffies en ek het spesifiek gesê jy moet laaste praat. Enige laaste woorde vir jou span natuurlik môre? Hello and hi, welcome to my channel, to my you. It's me, myself, and Jason Salsas, all the way from Southcore United Media. Wat ek vir ons boys kan sê is, stick to the basics, doen wat julle altyd doen. Fun fact, ons het nog nooit verloor. Op Mafia, op Bousan Parkie, ons sal ook hier môre verloor. Ek sal ook die volgende week verloor. En ek sal ook die 16de verloor. So ja, wat ek ons boys kan sê is, doen wat julle doen, stick to the basics. Julle is die manne wie julle dink julle is. So it's me, myself, and Jason Salsas, all the way from Southcore United Media, signing out. Daai was nou 'n baie lekker signing out. Jy is sommer ons gelukkige wenner vanaand van die Powerbank. So jy kan jou naam by my ingee. En dan die ander Powerbank wenner gaan aan jy kan gou saamkom. Die ander Powerbank wenner gaan aan meneer hierso. Jy kan ook jou naam vir my ingee. Ons gaan vir jou 'n lekker prysie gee van natuurlik van Vuma. Ek sal met Lucian kontak maak dan kan jy so julle twee keer is ons Powerbank wenners van vanaand met ons aanlyn. En so sign ek uit en ons gaan oor na Davy met die Vuma. Sorry, hier sê ek ook Vuma Davy. Ons gaan oor na die stats met Davy. Welkom by vanaand se Sanlam Stats Corner. So ons gaan lekker atmosfeer wat hier is. Ons gaan reguit in die week se Sanlam Stats. Ons gaan jy weet elke 2 weke doen ons die Boland se bestes. So ons begin die week met die dames. Dames voorste puntemakers tans Zina Swarts van Hokkeboy. Sy het 45 punte en dan die voorste 3-drukker is dieselfde Zina Swarts wat 9-3 tans het. So die voorste puntemaker wat die dames betref. Dan natuurlik in die gemeenskapskil die 2 manne wat nog steeds pas aangee. Money September van Miracles 254 punte en dan sy spanmaat Edward Zumat met 'n allemintige 33-3. As ons beweeg na die streekuitdag, Keegan Carolus Attackers 240 punte. Hy is nog steeds die voorloper. Dan 'n nuwe voorloper wat 3 betref, Lohandro Arendse van Klipdrift, hy 21-3, hy natuurlik vir Keanu Engelbreg verbygesteek wat met 19-3 die voorloper was. Dan in die groot uitdag, die man wat nog steeds jaar na jaar voorste puntemaker in die kompetisie is, Marlon Baron Hemlet 249 punte. Dan natuurlik kort op sy hakke 2 manne, Gavin Skippers van Westbank, die ervare Gavin Skippers 231 punte. Dan Veldrift se Bronson Lee Zog, hy 241 punte. Wat 3 betref, Grainwell Matthys, hulle noem hom Bolla van Eastern United, hy staan sy voorloper met 23-3. Dan die een van die wat hulle noem, een van die manne van die Zoo, Marco Jones Robertson, hy 21-3 en dan 2 manne wat kort op hulle hakke is Elgin Charlies van Veldrift, hy 20 en Ed Jeren Salmon van Saron, hy het ook 20-3 in vanjaar se kompetisie. Ons Sanlam Confident Rule vir die week is Sanlam Confident Rule nommer 13 wat sê control your spending before your spending controls you. So nou natuurlik praat ons nie van die transfers wat die week afgesluit het nie. So ons is amper klaar. Anke Peters in sy span is reg. Anke Peters het vir ons lekker pizzas vanaand gemaak. Die mense staan reg, hulle is slag gereed. Anke Peters, jy en Nicole en Lucian, julle is by mekaar
Vat ons huis toe. Ja. Daar sê Nancy. Nancy, dankie. Listen, Nicole, Davy. Ons welkom jou weer eens hier zo. Ons welkom jou weer eens hier. Davy om aan te stellen bij ons. Ons een propvol programma met lekker pret, lekker live audience. Ik denk het was een fantastische eerste programma. Weg van die Wellington af, ja, van die normale in af. Ja. Dus Ja, nee, verseker iets anders. En natuurlijk gaan ons nou lekker pizza's geniet hier so by die Bottervier Hotel. Davy, jy gaan lekker oorbly natuurlijk en môre se rugby hier so uitsaai. Selfs met jou Nicole, wat ons môre die games gaan uitsaai, so baie om vooruit te sien. Natuurlijk met rugby wat môre betref. En dan moet dit nie mis die Cavaliers natuurlijk speel Sondag teen die Griquas in Kimberley. Ons het hulle daar natuurlijk nodig in gees om die Cavs weer te trek. Nog 'n wen gee ons net daai greater momentum om die Lions die 10 Augustus op Boland Stadium te tref. Ja, baie belangrike wedstryd môre vir die Cavaliere. As jy kyk na vir wie ons nog moet tuiskry, ons moet die Lions tuiskry wat mins meet gemaak het van die Haie die ander dag. Ja. Dan moet ons Hulle lyk asof ons van hulle gaan dan moet ons die bulle belangrijk kry of die 17de kry so 'n result. Sondag vir die Cavaliers gaan baie belangrik wees. En dan natuurlik Lucien het gesê ons gaan lekker pizzas eet. Ek sien uit na die grasburner van Uncle Peters wat hy vir ons voorberei het. Ja, lekker pizza voorberei. Ek moes oor die Peters special, die grasburner. Yes. Hallo. Lucien, vat voor ons terug en vat voor ons huis toe. Ja, nee, net so voordat ons Leon, laaste enigiets van jou kant af voordat ons uitteken jou boodskap, jou laaste boodskap aan die Boland gemeenskap by die huis. Ja, Lucien, ek kan nie glo die sou het tot 'n einde gekom het. Dit is so 'n nice nou so atmosfeer lekker. hier, ja, so baie nice atmosfeer. Ons gaan hiervan baie verbeter vorentoe. Ons sal seker maak ons step hier next level up, maar dankie vir die Bottervier Hotel. Dat hulle hierdie venue vir ons beskikbaar gestel het. Die tannie van die plek was so 'n bietjie skepties toe ons hier gekom het, maar sy het sommer gesien toe ons goed opslaan. Dit is professionele mense wat hier besig is. Sy sê ons kan weer kom. Ons is amateurs hier. Sy kan sê ons kan weer kom en ons kan nie slaap ook. Ja, baie dankie vir die press, Wise en die hele Boland en die borge almal betrokke dat ons hierdie program na die mense toe kan bring. En die program is iets wat ook hoop skep en geleenthede skep vir mense om lekker live op die YouTube te wees. My dogter het vanaand hier gepraat en sê kyk, sy het al lank gevra vir die geleentheid te kom. Nee, daar is nie 'n manier nie. Maar ja, weer eens baie dankie Wilfred Herman, Dimitri, baie dankie en almal wat hier teenwoordig was, nommer 1 en nommer 2. Hy sport is nog oop hier in Oeverberg en dan wil ek alle sterkte toewens vir al die klubs hier vanaf vorentoe en die hele span. Baie dankie vir elke opoffering, elke week, al die harde werk en vir eenheids wat die streaming vir ons doen. Dankie vir dit. Ja, nee, uitstekende werk wat almal reg oor die Boland doen. Jy moet verseker jou game opstep as jy dit na die next level toe wil vat of as jy kompeterend wil wees in die Boland. Leon King, Nicole Javas, Uncle Peters, Davy Lawrence. Ons gaan julle groet tot ons julle weer sien. Die Here seën, hy lei, hy sorg en hy beskerm. Tot ons weer ontmoet. God bless. The 2025 edition of the Carling Currie Cup is well and truly underway. The last of 4 fixtures in round 1. Coming to you live from the Sanlam Boland Stadium in beautiful Wellington on a perfect winter's day. And the Sanlam Boland Cavaliers back into the Premier Division of the Carling Currie Cup for the first time since 2016. Towards the middle they go for Sangweri. He claims that he was played in the air. Boland playing on over the line, but shot. Leave it short. And the ball pushed back towards the play, but the try is scored. Brilliant from Ashland Davids. Well, over the top they go, and an opportunistic try for Marco Janse van Rensburg. They made an awful hash of the line out. And Janse van Rensburg only too happy to collect the scraps at the tail and crash over. The ball not emerging as quickly as the Cheetahs would like. Skenk waits at the back. There's the pick and drive. And Kriya stretches and scores. Okay, use it at the back, move with, use it. September told to use it.
Brits cutting back, slipping one tackle, not the second. Advantage. Maybe a card here. 6, the ruck is clearly formed. If you go, too many infringements here. Gideon van der Merwe shown the yellow card. 6, the ruck is clearly formed. Sit! Advantage. It is a flanker down. Another penalty advantage as Sangweni picks up from the base. Tackle now, release! Use 9! And then the captain, Williams, can't quite stretch. Now it comes for September, and Brits just hangs on. Ashton Davids could surely have scored that try himself, opted for the offload. And David Brits over for the Cavaliers second. Wenzel's kick. Alien Gajima certainly in front of the ball, but you could say maybe played onside by Barney Brits, but Sangweni comes away with it. And now Gift Dlamini, a man away to his right. Does he need him? Desperate tackle by Ethan Wenzel, but a high tackle. Penalty advantage. Davids, Brits goes to the inside. That is just a sensational try from the Cavaliers off the restart. Wenzel goes for the chip and chase. It bounces back infield. Can he get it down? Yes, Karel Jan Coetzee. Vernon Paulo. Over the 15 ball. Over the 15 he goes. For Sisonke Vumazonke. And the try is scored by Gideon van der Merwe. Over. Good movement. Sideways once. Ball going sideways, then forwards and into the in goal and over. Vernon Paulo. Still available for the Cavaliers. Masimla with the cross kick for Titus. Richly deserved try. Their first 16. points of the second half. 16 in the bin. No arms tackle. And Vernon Paulo has been yellow carded for a no arms tackle. Being taken towards touch, but not yet a stop called. Backline players coming in behind their forwards. They have another penalty advantage. This is heroic from the Boland Cavaliers, and clearly Mostert looks for the cross kick. Heading towards the corner. Donovan Don wants it! And here's the try! What an unbelievable finish. They have worked field position from 10 meters from their own line. Following the restart, they've stayed patient, they've kept the ball alive, they've kicked for the lineouts, and they have their reward. Some brilliant tries scored, a bonus point for each team, but full time in Wellington, it's the Sanlam Boland Cavaliers 37, the Toyota Cheetahs 35.